Amen. Groei vanoggend as lewe in die naam van Jesus. Groei vanoggend as genesing in die naam van Jesus. Groei as 'n breakthrough in die naam van Jesus vanoggend. Amen. Amen. Die woord leer vir ons dat elke knie sal buig en elke tong sal getuig, dat Jesus is God en buiten hom is daar geen ander. Kolossense 3 vers 17 sê, alles wat ons doen in woord en in daad, doen dit in die naam van Jesus en vrede die Vader deur hom. Amen. Dat is krag in die naam van Jesus. En God het bevoorreg om vanoggend by mekaar gekom as hier met 'n afwagting vanoggend. Amen. 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 Dan die Bybel kan anders uitstap soos ingestap het, né? Amen. Gecharge, reg vir hierdie week. Amen. Die woord leer vir ons, no weapon formed against us shall prosper. Geen wapen wat teen ons gesmeer word, sal bystaan. Die goeie julle is vanoggend. En hoekom glo ons aan die woord van God sê so, nee? En die woord van God is die waarheid en die waarheid maak ons vry. Amen. Ek wil net vir ons voorsluit, ek ons gaan saam bid. Hein, baie dankie vir daai amazing lied. I speak in the name of Jesus. Ons gaan vanoggend gaan ons net bid vir die Hughes gesin. Tannie Poppie, die Here het vir Tannie Poppie kom haal sy huis toe. Sy het ons vooruit gegaan en ons bid ook vanoggend vir Stef wat gaan hierdie week vir die operasie. Ons bid vir Annemarie wat vanoggend, ek dink sy is vanoggend in die hospitaal toe liefde gesê, ja. Kom ons sê dit oor wat ons het saam. Here, ons nader die troon vanoggend in Jesus naam. Here, met dankbare harte, Here, ons is so bevoorreg, Here, om vanoggend onder die klank van musiek en die klank van die woord by mekaar te kom, Here Jesus. Here, om te ontvang, Here, ons het so nodig, ons verklaar vanoggend ons afhanklikheid aan die Here. En Here, ons wil vanoggend, ons bid vir die Hughes gesin, met die afsterwe van Tannie Poppie, Here. Ons weet, my God, die woord sê, Here, dat U is die weg, die waarheid en die lewe, Here, en niemand kom na die Vader behalwe deur U en my God. Die woord sê, Here, dat to be absent from the body is to be present with God, en ons weet vanoggend waar sy is, Here Jesus, en ons sê vir dankie, vir so amazing vrou, Here, wat ons kan ken, Here. Here, ek staan vanoggend, dink ek so aan Tannie Poppie, en ek kan altyd onthou as ons het onsself afsluit, ons is daar niemand wat het beter ampoelkokkie kon maak as Tannie Poppie, Here. En ons eer die vanoggend vir die vrou, Here. Ons eer die vrou vir die voorbeeld wat sy van sy stel het, Here. Ons bid vanoggend vir Here, ons bid vir Lindy, ons bid vir Bokkie, ons bid vir die gesin, Here. En ons vra vanoggend dat Here sal vertroos en dat die Here trane sal afdroog vir die God van nabysig wees op hierdie oomblik, Here. Ons bid vanoggend vir Stef, Here, wat hierdie week gaan vir daai operasie, Here. Maar weet my God, sy gaan nie daar in die hospitaal stap, Here. Meer as oorwinnaar, deur U wat haar liefhet en deur U wat haar die krag gee, Here. Want U woord sê, deur U wonde is daar vir haar genesing, Here. Ons bid vir Annemarie vanoggend wat in die hospitaal is, Here. Ons bid genesing, Here. Ons bid 1 Petrus 2:24 oor haar, Here. En ons weet my God dat U woord sê, alles sal ten goeie meewerk vir U wat U liefhet, Here. Elke wat vanoggend hier sit met 'n behoefte, Here. Elke persoon wat hier sit vanoggend siek, Here. Ons weet van mense wat siek is vanoggend, Here. Ons lê elke persoon vanoggend by voete neer. Ons weet my God dat as U vir ons is, sê in my nacht, dan kan niks nie ons wees, Here. En ons keer U daarvoor. Dankie dat ons weet vanoggend, Here Jesus, dat no weapon formed against us shall prosper, Here. En vanoggend is daar een begeer in ons hart, Here, om net aan die soem van die kleed te raak, Here. Net aan die soem van die kleed te raak. Dis al wat ons nodig het om te doen vanoggend, Here. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dan is Here lof en vergeef. Nou, Johan het so mooi probeer gister, of eergister oor die Tokkie. Het jy het gesien, jy het gestuur na Johan, oor die Tokkie. Ek weet of jy dat gesien het nie, maar toe nou hierdie gedeelte lees, of luister van die klein goggetjie, die Tokkie, toe dink ek toe ek 'n kind was, en ek dink baie van ons, om Andrie sê, almal ons het Tokkie gespeeld, toe ons klein was, kan jy onthou. En dan wat het ons gedoen? Ons het op my dorp en ons gebly, want ons altyd aan gaan, ons dan weet ons nou die oom wat nou die kwaaiste is in my dorp, klop ons dan sy deur, en dan hardloop ons weg, en kryp ons nog agter die boom, weg, en ons wag ons daar tot die oom uitkom, dan kom die oom uit, en
gee jy so 'n paar woorde daar, en dan môre aand ons maar weer terug en speel ons maar weer Tok-Tokkie, nee. So wat het ons gedoen as ons Tok-Tokkie gespeel het? Ons het agter die boom gaan wegkruip, tot en met die boom uitgekom het. Het was net so amazing, daai video wat Johan neergestuur het, van hierdie klein Tok-Tokkie wat in die woestyn bly, en dit is sy tuiste, en in die woestyn weet ons, daar's niks water nie, nee. En dan wat hy Tok-Tokkie doen is, hy gaan, wanneer het natuurlijk begin koel raak en draak skemer, dan gaan die Tok-Tokkie en hy staan op sy plek voor poetjies met sy agterlyfie in die lug. En dan kom die see lig en die see spoel kom dan oor die woestyn en dan vorm dit natuurlijk 'n waterdruppel op sy rug en dan loop dit af sy rug af tot by sy mondjie en dan drink hy. En ek is baie seker dit gebeur nie in 'n kwessie van 10 minute en dit vat tyd. En dis waar ons onsself bevind vanoggend, om te drink uit die lewende water, om te drink van daai water wat die Here vir daai vroukie gesê het, hy sê, as jy van hierdie water drink, sal jy nooit weer dors kry nie. Het ek nie nodig om te wag op daai Tok-Tokkie, nee. Amen. Op ons knieë by die voete van Jesus en te vertrou dat hy vir ons daai water, daai lewende water sal gee. En dan sê sy woord, sal ons nooit weer dors kry nie. Ek wil vir my blaai na Handelinge 16 toe. En ek het gister het ons 'n konferensie van 'n gemeente bygewoon in Krugersdorp waar my dogter betrokke is. En dit was my so amazing. Hierdie sou nie deel gewees het van my boodskap vanoggend nie, maar toe die prediker hieroor praat, toe besef ek dit sluit so mooi aan by dit wat die Here op my hart gelê het om julle te deel vanoggend. En ek wil vir julle hierdie gedeelte lees hierso in Handelinge. Jammer, ek gesê Lukas, Handelinge 16. Jammer, Handelinge 16. En ons lees daar vanaf vers 16. Hy sê, terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarseende gees ons teë, wat vir haar eienaars deur waarseery groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskree en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van die verlossing. En dit het sy baie dae lank gedoen, maar baie ontevrede daaroor het Paulus hom omgedraai en vir die Gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En hy het op daardie selfde oomblik uitgegaan. En toe haar eienaars sien dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle het na die mark voor die owerheid gesleep en hulle voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring ons stad in opskudding omdat hulle Jode is. En hulle verkondig sedes wat vir ons nie geoorloof is om aan te neem of aan te volg of na te volg, omdat ons Romeine is. En die skare het saam teen hulle opgestaan en die regters het hulle klere laat afskeer en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle baie slaag gegee het hulle in die gevangenis gewerk en die tronbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerk en hulle voete in die blok vastgemaak. En omtrent middernacht het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenis het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fundamente van die gevangenis geskit het en onmiddellik het al die deure opgegaan en die boeie van almal het losgeraak. En die tronbewaarder het wakker geword en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy sy swaard getrek en wil homself om die lewe bring in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende vir Paulus en Silas neer en hy het hulle na buite gebring en gesê, meneer, wat moet ek doen en gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Nou ek het die voorreg gehad toe ek baie jong was, uit die skool uit, is ek gevangenisdiens toe en ek by die tronk het ek gewerk
En ek wil vir julle sê dat die gevangenis is glad nie lekker plek nie. Selfs ek het nie geniet, ek het nooit geniet om aan te werk nie, want ek was ook maar, meeste van die tyd was ek maar toegesluit, as ek wil uitgaan, omdat ek vraag, maak asseblief vir my herkom. So die gevangenis is glad nie lekker plek nie, jy kry, in die gevangenis kry jy groot selle waar daar 40 of 50 mense in is, en dan kry jy ook enkelcelle waar jy bijvoorbeeld 3 tree so toe gaan en 1 tree die kant toe gee. Dit is waar jy toegesluit word en dit is waar jy bly en ek wil vir julle sê, ek kan myself net indink om in daai klein plekkie toegesluit te word vanaf 4 uur die middag tot 6 uur die volgende oggend en dit is waar jy is, net jy, alleen. En ek kan baie goed onthou, daar was 'n man gewees wat daar gesit het en jy vorm maar 'n band met die mense, nie dat jy 'n vriend word nie, maar jy vorm jy gesels met mense, jy weet met wie kan jy praat, want almal wat in die gevangenis is nie slegte mense nie. Amen. Ek het baie keer te gedink dat dit kon ek gewees het, of dit kon jy gewees het, waar gesit het, want ons almal het al kans in ons lewe gevat. Nee, is dit nie so nie? Ons het almal kans in ons lewe gevat, maar ongelukkig vir daai man was hy gevangen gewees, en hy sit in die gevangenis, en ek kan baie goed onthou, agter die aand wanneer ons die ligte afgesit het, en op die koue vloer het ons die knieën neergeval en hy die naam van Jesus aangeroep. Ek was nog nie gered daai tyd nie. Ek dink as ek gered was daai tyd sou ek baie van my gevangenisse na die Here toe gelei het. Maar ek onthou dit ook vandag toe hoe daai man gehuil het by die voete van Jesus, alleen in daai sel. Maar nie alleen nie, want Christus was saam met hom daar. Amen. Die Here was saam met hom daar. En ek kan my net voorstel, Paulus en Silas in die gevangenis, in die blokke vastgemaak, en ek kan baie goed onthou, as ek dink aan dit, as ons bijvoorbeeld die gevangenis vervoer het van die gevangenis na die hof toe, of waarin ook al, dan was het kettings gewees, soos kettings aan die voete, en kettings in die hande, en kettings wat deurkom, en hy is vastgemaak, as jy manier wat ek maar weghardloop neem. En dit is precies wat Paulus en Silas gedoen het, hulle was in die blokke vastgemaak, hulle kon nie uitneem. En wat doen hulle daar op daardie oomblik in die middernag? Hulle verheerlik die naam van Jesus, soos hierdie man gedoen het, wanneer ons die ligte afgesit het. Verheerlik hulle die naam van Here. Hulle sing lofliedere tot eer van God. En ek dink daai ander gevangenes gedink het, daar ons is nie lekker nie, net nie. Hoe sing jy en loof die Here en prys en maak sy naam groot en is gelukkig, terwyl jy in die blokke vastgemaak is, terwyl jy in die gevangenis vastgevang is. Jy kan nie uit nie. En dan leer die woord vir ons, hy sê, daar het 'n groot aardbewing gekom, en die fondasie van daardie gevangenis het geskit. Amen. En nie net, en ons lees dat nie net Paulus en Silas se boeie het afgeval, maar almal se boeie en kettings het afgeval, en tronkdeure het opgegaan. Amen. En hulle kon uitstap. Hulle kon daar uitstap. Hoekom? Meer is ook van ons, deur Christus, wat ons lief het. Amen. So baie dinge wat ons in hierdie lewe vasthou, baie van ons bevind ons vanoggend in 'n gevangenis vasgevang. Ons bevind ons in hierdie klein sel van 3 meter by 1 meter, vind ons vanoggend vasgevang, en ek voel ek kan nie daar uitkom nie. Maar vanoggend het hy vir ons gesing, I speak the name of Jesus. I say no weapon formed against you shall prosper. Amen. Wat het gebeur toe daar die groot aardbewing kom? Het ek en jy nie 'n aardbewing in ons lewe nodig het ons nie nodig dat die Here kom en ons fondasie kom skud, sodat hy deure kan oopgaan, ons daar kan uitstap, meer as oorwinnaars nie. Geen wapen wat teen jou gesmeer sal bly staan nie. Gaan ek van Jesaja 54 vers 17 doen. Hy sê, elke wapen wat teen jou gesmeer word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van die plegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my is,
spreek die Here. Ek het so 2 weke terug praat met Shaal, baie van julle sal hom ken, die sien wat in ons kerk kom, die man wat het ons eie kerk kom, wat genees is van AIDS, hy het voelbloed iets gehad, die Here kom volkome genees, en hy bel my nie, so week of 2, bel hy my terug, hy sê Dion, hy sê, ons moet begin staan in die woord van God, en die woord van God sê, dit wat ons op aarde bind, sal in die hemel gebind wees. Hy sê, ons moet begin bind. Hy sê, ons moet onbind, want die woord van God sê, dit wat op aarde onbind, sal in die hemel ontbonden. Hy moet groei dit vanoggend. Ons moet begin bind in die naam van Jesus. Ek onthou toe ons in Barcelona was in Spanje, ek en Elsie, toe kom daar 'n groep, daar deur gemarch, hulle is 'n satanistiese groep, en hulle het 'n optog gehad, en Elsie gryp olie en sy salf ons af, en sy salf my swaar af, en sy sê, ek bind hierdie, en hy sê, wat bind jy, want hy stap nie 'n pad vir die Here op daai oomblik nie, en hy sê, wat bind jy? En sy sê, moenie worry nie, ek bind, aanvaar jy dit nie. Amen. Wat ons op aarde bind, sal in die hemel gebind wees. Hy sê, the New Living Translation sê het mooi, hy sê, but in that coming day, no weapon turned against us, you will succeed. Hy sê, you will silence every voice raised up to accuse you. These benefits are enjoyed by the servants of the Lord. Their vindication will come from me. I, the Lord, have spoken. Hy sê, as God gesê, dit is so, dan is dit so. Amen. Met ander woorde, die ambagsman kan wapens maak. Hy kan wapens ontwerp. Maar sodra dit teen God se volk en God se kinders gebruik word, dan misluk dit. Amen. Ek onthou 2 keer in my lewe as 'n verkeersbeampte is daar my geskiet, maar dit kom weer by my terug. No weapon formed against me shall prosper. Hy sien die ambagsman het die wapens gemaak, hy het ontwerp, maar God kom en hy sê, Jesus kom en hy sê, geen wapen wat in jou gesmeer word, sal my staan nie. Johannes 10 vers 10 is so 'n mooi voorbeeld hiervan, hy sê, die dief kom om te steel en te verwoes en te slag en te moord, maar dan sê Jesus self, hy sê, ek het gekom, sodat jy lewe in oorvloed kan hê. Sien die opskrif van Johannes 10 is die gelykenis van die goeie herder. En ek wil vir julle lees gou, dan gaan ek vir my nou Johannes 10, ons gaan nou lees van vers 1. Hy sê die gelykenis van die goeie herder. Voorwaar ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Johannes 14 sê die Here vir ons, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hul name en lei hulle uit. Jy sien die woord van God sê, hy sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Amen. Hy sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. En wanneer hy sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was, wat hy hulle tot gespreek het nie. Jesus het nie weer vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed kan hê. Die 11de vers sê, ek is die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Nou wat gebeur met daardie skape? Snags is daardie skape in 'n stal ingejaag,
maar daar was nie 'n deur gewees wat die skape binne in die stal gehou het nie, dan het die skaapwagter het daardie plek van die deur ingeneem en het in daardie holte het hy dan gaan trek sy posisie inneem en dis waar hy dan geslaap het. En so was die skape dan veilig gewees. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and they are safe. The name of the Lord, die naam van Jesus, is 'n sterk toren. Die regverdiges hardloop daarin en hulle is beskerm. Amen. Hulle is, they are saved. Baie goeie voorbeeld wat ons vanoggend kan gebruik is die arend. Wanneer ons kyk na die arend, daar is geen ander voël wat die arend sal gaan aanvat, behalwe 'n kraai nie. Nou wat die kraai doen, die arend sal vlieg en dan kom die kraai en dan sit hy bo op die arend se rug. En dan begin hy die arend pikkie in sy nek. Maar die arend probeer hom nie afskud nie, die arend probeer hom nie byt nie. Hy los hom, want die vere op die arend was so dik dat dit pla hom glad nie. Jy sien, en ek en jy moet op daardie plek in ons lewe kom, wanneer die vyand kom, en hy kom pikkie in ons nek, en hy kom met die aanvalle vir hom, dat ons sal herinner, dat as Christus vir ons is, dan kan niemand in niks teen ons wees. Jy sien, en al wat daardie arend kan doen, is daardie arend begin hoor en hoor vlieg, en hoor daardie arend vlieg, hoe nader ek en jy aan Jesus gaan beweeg, hoe nader ons aan sy voete gaan bly, hoe dimmer word die lig vir daardie kraai, met ander woorde die suurstof word minder, en dan kom hulle op 'n stadium, kom die arend waar daardie kraai dan uitpaas, dan was hy genoeg suurstof nie, en dan val hy, en hy val homself dood op aarde. Amen? So hoe hoor ek en jy, hoe nader en nader ons aan Christus gaan beweeg, hoe minder word die suurstof vir die vyand en moet hy vlug. Amen. Jy sien wat daardie arend dan doen en 'n goeie voorbeeld, ek praat oor korrek, ek dink 'n arend word iets so 70 jaar word 'n arend oud, maar as 'n arend die op 40 jaar oud is, dan is sy snavel nou so misvorm en hy is so dik en sy vere is dik en sy naels is al so dat hy nie meer regtig prooi kan vang nie. En wat doen daardie arend? Daardie arend gaan op na die hoogste piek van die berg, waar daar rotse is, en hy kan kap sy stoep, sy snavel kap hy teen daardie rots, om het te breek, sodat 'n nuwe ene weer kan groei. En hy krap sy naels op daardie rots, sodat daar nuwe naels kan uitgroei, en hy ruk sy veer uit, sodat hy weer op daai plek kan kom, waar hy kan doen dit waarvoor God hom geskaap het. Amen. Het ek en jy vanoggend nodig om net weer op daai plek te kom waar ons, soos daardie arend net ons snavel weer gaan teen daardie rotskap, ons naels op daardie klippe gaan krap, ons vere, daardie probleme gaan afruk vanoggend en sê, Here, elke tree wat ek gee is 'n tree in oorwinning, want met my God spring ek oor die muur, met my God loop ek 'n beddenstorm. Hoor wat sê die goeie herder, Jesus die Christus, ek het gekom, sodat jy die lewe in oorvloed kan hê. Jy sê dieselfde God, jy sê die woord sê vir ons, in Johannes 1 vers 1 sê, hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy sê die 14de vers, hy sê, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Hy neem goeie dit vanoggend. So met ander woorde, wanneer ons glo dat die woord van God die waarheid is, dan weet ons, dat die woord sê ons dat niks het ontstaan sonder dat het uit Jesus uit ontstaan het. Amen? Want hy is van die begin af, is hy daar. Hy sê die goeie herder, Jesus die Christus, het gekom sodat jy die lewe in oorvloed kan hê. En dan dieselfde God sê vir ons in Jeremia 29 vers 11, baie lang voor dit sê vir ons, hy sê die gedagtes wat ek gaan die julle koester, is gedagtes van vrede en nie onheil nie, om julle 'n hoop vir die toekoms te gee. Amen. En ons sê, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Dit is die planne wat God vir my en vir jou instoor het. Amen.
Speak the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Spreek die naam van Jesus oor jou finansies. Spreek die naam van Jesus oor jou huwelik. Spreek die naam van Jesus oor jou werk. Spreek die naam van Jesus oor jou kinders. En ek staan so trots in straat, ek sien hoe betrokke my skoonseun en my dogter is by daardie kerk en my hart klop in my bors en ek weet, dit is waar die Here wil hê. By daardie gemeente, by die voete van Jesus, en dis waar hulle bediening kan uitleef. En ek eer God daarvoor. Dan ons kyk na die verhaal van Sadrag, Mesach en Abednego. Ons almal weet, ons almal ken die verhaal van Sadrag, Mesach en Abednego, die 3 vriende van Daniël. Jy sien, die boek Daniël het een boodskap. God is in beheer. Amen. Die boek Daniël het een boodskap. God is in beheer. God is in control. Sy koning Nebukadnesar het 'n beeld van goud gemaak van omtrent 3,1 meter hoog en hy het 'n bevel uitgereik om te sê dat wanneer daar musiekinstrumente speel, wanneer daar op die hart gespeel word of op die sitter of enige musiekinstrument, dan moet almal voor hierdie beeld moet hulle buig en hulle moet hierdie beeld aanbid. So ek buig net my knie voor Jesus. Amen. Ons buig net ons knie voor Jesus, nie voor hierdie wêreld. Sien, Sadrag, Mesach en Abednego, wat deur die koning aangestel was, het geweier om voor hierdie dooie beeld te buig, en hulle was so by die koning dan aangekla. Jy sien, ek en jy word elke dag word ons aangekla. Die vyand kla ons elke dag, kla hy ons aan. Hy kla ons elke dag aan. Lukas 4 vers 6 tot 8 lees ons. En die duiwel sê vir hom, vir Jesus, ek sal jy al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. As hy my dan aanbid, hoor waar begin is die vyand nie, hoor waar begin is Satan nie, hy sê vir Jesus, hy sê vir hom, as hy my aanbid, met ander woorde voor my kniel, sal alles aan u behoort. David verklaar in Psalm 24:1 sê, hy sê, die aarde en die volheid daarvan behoort aan u. Het hy nou vir een oomblik gedink dat Jesus sal voor hom buig en hom aanbid? Hoor wat sê Jesus vir die Satan? Hy sê, en Jesus antwoord hom, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Amen. Die Here jou God moet jy aanbid. Nie 'n goue beeld wat Nebukadnesar uit goud uitgemaak, gaan hy bid nie meer. Hy sê, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Jy sien daar dieselfde autoriteit het ek en jy vandag. Glo dit? Amen. Ek en jy daar dieselfde autoriteit vandag. Johannes 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Amen. Jy sien, in die naam van Jesus sal elke knie buig en elke tong sal getuig dat hy is God en buiten hom is daar nie iemand soos hy. Ons het nodig om daardie autoriteit te neem. Die woord sê, dit wat ons op aarde bind, sal in die hemel gebind wees. Dit ons op aarde ontbind, sal in die hemel ontbonden wees. Sadrag, Mesach en Abednego word toe in 'n brandende vuuroond gegooi, nadat hulle geboei is. Sien, daardie vuur was so warm gewees dat die soldate of die mense wat hulle daardie vuuroond gegooi het doodgebrand. Jy sien, want Nebukadnesar wou 'n voorbeeld van hulle gemaak het, en Nebukadnesar hy wil seker maak dat hulle sterf in daardie vuuroond. En terwyl Nebukadnesar so kyk, sien hy 4 manne binne in daardie oond. En hy roep sy raadgewers, hy roep die mense om hom en hy sê vir hulle, ons het 3 mense ingegooi. Ons het vir Sadrag, Mesach en Abednego ons in daardie vuuroond gegooi.
En hy sê die vierde een lyk soos die van 'n Godseun. En wie was saam met hulle in daardie vuur gewees? Dit was Jesus homself. Amen. Dis Jesus homself wat in daardie vuur word gegooi word. Jy bevind jou op 'n plek in jou lewe vanoggend. Jy het miskien depressie vanoggend. Jy is op 'n plek in jou lewe wat jy nie weet wat se kan doen nie. Maar ek wil vir jou vanoggend sê dat jy doen dit nie alleen, want God maak van sy belofte in sy woord. Hy sê, ek is saam met julle tot aan die volgende. Hy sê in sy woord vir ons, hy sê, ek gaan jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. En my dochter vertel my, sy sê, hulle het 'n 10 kilometer reisies gaan hardloop hierdie naweek, sy sê, en terwyl sy so hardloop, en ek is my dochter is my so goed voorbeeld, dat alles gaan oor Jesus. Alles gaan oor Jesus. Sy sê terwyl sy so hardloop word, sy so moeg, en sy praat met die Here, en sy sê vir die Here, Here asseblief help my dat ek net hierdie wedloop kan voltooi, en dit moet ons hart begeerte wees vanoggend, Here help ons om net hierdie wedloop te voltooi, dat ons nie by die einde kom en moeg raak en nie oor die wenstreep gaan nie. Sy vra die Here asseblief help my net, dat ek net hierdie wedloop kan voltooi. Sy sê die volgende, toe sien sy hardloop 'n man langs haar, hy sê, come, let's go. Don't give up. Keep on going. En die Here sê vanoggend vir my en jou, hy sê, keep on going, don't stop. Keep on going. As hy sê vanoggend vir jou, keep on going, don't stop. Hou jou oë op my gevestig. Die psalmskrywer sê in Psalm 121, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Hy sê my hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het. En so paar hierdie man vir Elisha in. En Elisha hardloop oor 'n wenstreep. En sy gaan na haar vriendin toe wat saam net so agter haar gehardloop, en sy sê vir haar vriendin, sy sê, ek het die Here gevra, en die volgende te kom hierdie man, en hy help my aan, en die vriendin sê, Elisha, jy is saam met vrouens, daar was geen man saam met jou nie. En sy sê, Daddy, die Here het vir my 'n engel gestuur, om my oor daai wenstreep te help. Glo ons dit vandag, ek glo dit, want ek weet, vir my God is niks onmoontlik nie. Amen. En sy Elisha, daar was die man wat saam met jou gehardloop het. En Elisha sê, sy toch toe in klas sê, sy van dankie. En die vrou sê, daar was geen man wat saam met jou gehardloop het. Jy sê, God het al help. En so gaan die Here ons help, en so wil die Here ons help, om oor daai wenstreep te gaan, en daar die woorde te hoor, kom in goeie en getroue dienstig. Sien, koning Nebukadneser spreek sy raadsmanne toe, het ons net 3 manne geboeid in die vuur gegooi nie. En ek sien 4 wat wandel in die vuur, en die 4de lyk soos die van 'n Godseun. Matteus 28 vers 19, ek sal jou nooit begewe of jou verlaat nie. Ek is saam met jou in daardie vuuroond. En dan sê die woord vir ons, die woord van God sê dat toe hy daardie vuuroond uitkom, het hulle klere nie eens geruik na vuur nie, die haar op hulle arms het nie eens geskroei van daardie hitte. Psalm 43:2. As jy deur water gaan, ek is by jou. As jy deur die vuur gaan, sal jy nie skroei of brand. Glo ons dit vanoggend. Sien Sadrag, Mesach en Abednego het nie eens na vuur geruik nie, en selfs die haar op hulle arms was nie geskroei nie. No weapon formed against you shall prosper. Amen. Geen wapen wat teen jou gesmeed word sal bestaan nie. Wat sê Romeine 18:30? As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Ek het hierdie week toe kyk ek 'n preek van Joseph Prince, en vroukie skryf hom 'n brief nadat sy een van sy boodskap gekyk het op televisie, en sy skryf hom 'n brief en sy sê dat sy is gediagnoseer met borskanker. Sy sê, en sy het 'n getuienis wat sy graag wil deel. Sy sê die Here vat dan na 1 Johannes 4 vers 17. 1 Johannes 4 vers 17, die laaste gedeelte wat daar sê, soos u is, so is ek op aarde.
Sy sê in die oomblik toe sy daar die lees, toe besef sy, dat soos Jesus is, so is ek op aarde. As you are in heaven, so am I on earth. En sy sê vir die Here, sy sê, Here, eet die borskanker. U woord sê vir my, soos u is, so is ek. En ek is genees, omdat u nie borskanker het nie. En die 2000 jaar terug op daar die houtkruis, het u daar die borskanker vernietig, in die naam van Jesus. Sy sê, sy gaan terug na die dokters toe, doen toetse, en sy word skoon verklaar. En as you are, so am I. Kan jy vanoggend sê, Here, soos u is, so is ek vanoggend. Amen. Sien vir 12 jaar, waar ons kyk na die vroukie wat in bloedvloeiing gelei het, vir 12 jaar in hierdie gevangenis vasgevang, as gevolg van haar omstandighede, is hy vasgevang in hierdie sel, en sy kon net 4 tree soek toe gaan, en 'n tree hierdie kant of 2 tree soek toe, en dis waar sy haarself bevind het, want die mens het daar verwerp as gevolg van die bloedvloeiing wat nie opgehou het nie. Vir 12 jaar lang. En jy sien, daardie tyd het jy onrein verklaar, so niemand mag in jou geraak het nie, so die verwerping wat daardie vrou moes deurmaak. Niemand wou niks wat haar te doen gehad het nie. Sy is daar een kant gelos in daardie sel waar sy vasgevang was. En op 'n dag kom iemand na haar toe en hulle vertel haar van hierdie Jesus, hierdie man wat dooies opwek, hierdie man wat siek is genees, hierdie man wat blindes laat sien. As 'n tribe wat hom noem, hulle sê, the great spitter. Hy het in die grond en hy gespoeg, en hy het modder gemaak, en hy het die blindes oor gesmeer, en hy het vir die blinde man gesê, gaan was jou gesig, en nadat hom gewas het, toe kon hy sien, the great spitter. Sy het vir 12 jaar vasgevang, verwerping, eensaamheid. En daar soveel mense wat verwerping op hierdie oomblik, in hierdie wêreld waar ons vasgevang is, waar ons nou self bevind, wat het deurgaan, eensaamheid deurgaan. Jy sien maar tot op 'n dag wat iemand daar gekom het en van gesê het, I know the great healer, I know Jesus, He can heal you. Jy moet by die voete van Jesus uitkom. En daar was geen begeerte in daardie vroukie se hart gewees om net aan die soem van sy kleed te raak. Dis al wat sy wil gedoen het. En ek kan my net self voorstel hoe moeilik moes dit van gewees het om deur daardie skare wat almal wil hierdie man ontmoet het, almal wil hierdie man gesien het wat dooies opwek en mense genees en hoe hulle haar vertrap het en weggeskuif het en sy deur hierdie stof moes kruip en is 'n maklike pad wat ek en jy stap. Is daar enige plek in die woord van God van die woord van God waar hy sê dat wanneer ons saak met hom regmaak, wanneer ons harte vir hom gee, dat dit net altyd sal goed gaan? Glad nie, nee. Glad nie. Hy sê, maar ek is saam met julle. Hy gee ons 'n belofte van. Hy sê, ek is saam met julle. En daardie vrou moes deur daardie skare en daardie stof en daardie klippe, hoe sy, en ek glo mense daar weggejaag en op haar geskree, en wat soek jy hier? Maar sy het een doel voor oog gehad, om in die soem van Jesus sy kleed te raak. In die oomblik, toe sy daar die soem van Jesus sy kleed raak, toe word daar die gevangenis sy fondasie word geskik, en die gevangenis deur gaan vir haar oop, en die boeie en die kettings om haar voete breek los. Die oomblik, toe sy aan die kleed van Jesus vat. En Jesus vra, hy sê, wie het my gevat? Ek het gevoel, die oomblik toe iemand aan my kleed vat, daar gaan krag uit my uit. Sien sy ons by die voete van Jesus uitkom. Dit was haar grootste hartsbegeerte. Vir 12 jaar het sy aan bloedvloeiing gelei. Sy het alles wat sy gehad het, het sy verkoop, en alles
wat sy besit het, en moes hy aan dokters gelde betaal het, en die mense gaan raadpleeg, die specialiste, en niemand kon haar help nie. Die oomblik toe sy die soom van Jesus raak, toe sy genees. Wat sê Jesus vir haar? Hy sê, dogter, jou geloof het jou gered. Wat is geloof? Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge waarop ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ek en jy nie kan sien nie. Glo jy vandag dat die Here kan jou omstandighede verander? Glo jy vandag dat hy kan daai see van probleme kan hy oopglo vandag, sodat jy op droë grond kan deurtrek en aan die ander kant uitstap meer as oorwinnaar? Sien, dit is geloof. Vaste vertroue op die dinge waarop ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ek en jy nie kan sien. In Johannes 4:17, hy sê, want soos hy is ons in hierdie wêreld. Amen. As you are, so are we in this world. Ek gaan vra die musikante staan voor te kom. Here, U is nie siek nie. Ek is nie siek nie. U sien, met die tong spreek ons lewe en met die tong spreek ons dood. Tydgeword kind van God, laat ons opgewonde raak wanneer dit kom by die dinge van die Here. Tydgeword dat ons lewe begin spreek en nie negativiteit of dood spreek nie. Doen ek dit baie keer in my lewe? Ja, ek staan skuldig voor God vandag. Baie keer spreek ek dood, baie keer spreek ek negativiteit. Maar die Here kom vanoggend en hy sê vir ons, spreek lewe. Hy sê, word so daardie klein tokkie, gaan wag op jou knieë, tot en met dat jy gevul het met daardie lewende water. Hy sê, dan sal jy nooit weer dors kry. Skielik iets vanoggend vir die Here onmoontlik. Die Psalmskrywer sê, met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bendestorm. Niks is vir hom onmoontlik nie. Jy sien, die Israeliete bevind hulle in daardie woestyn en daardie dorre woestyn, so daai klein tokkie en hulle murmureer en hulle verlang terug na die kospotte van Egipte en sê vir Moses, wat het jy ons aangedoen? Jy sê maar elke dag voorsien God vir hulle van manna en kwartels. Bedags is hy vir hulle 'n wolkkolom, snags is hy vir hulle 'n vuurkolom. En dan lees ons die woord van God, dat die vuurkolom het voor die Israeliete uitbeweeg, en in die aand en die dag die wolkkolom, en die Here kom, Jesus kom self, en hy kom staan tussen die Israeliete en die Egiptenaars toe hulle wil aanval. Wat sien ons wat het gebeur in Egipte? Toe daar duisternis was in Egipte, was daar lig in die huis van die Israeliete. Het bly miskien in 'n donker wêreld, maar ek wil vir jou sê dat in jou huis is daar lig. Jesus is die lig van hierdie wêreld. Amen. Here, ek is nie siek nie. Because as you are Lord, I am. Hoe is hy sê vir die Here, wie sal ek sê my gestuur? God sê vir hom, ek is het jou gestuur. Ek is jou genesing vanoggend. Ek is jou deurbraak vanoggend. Ek is jou alles vanoggend. En jy kan wees hier op aarde soos ek is. Hoekom? Want ek is. Amen. Ek is. Wat het ek en jy vanoggend nodig om te doen? So daardie vroukie in die soom van Jesus geraak het. Net vanoggend kom en sê, Here, ek raak aan die kleed van die soom vanoggend. Want dan weet ek, Here, gaan daardie fondasie geskit word. Daardie gevangenisdeure gaan oopbreek. Daardie kettings gaan van my afval, Here. En ek gaan daaruit stap, meer as oorwinnaar. Deur U wat my lief het, deur U wat my die krag gee. Kom ons sluit die ore bid ons, Here, ons eer vanoggend, dat ons vanoggend net kon kom, Here. Nederig, Here, soos daardie
vroukie wat aan bloedvloei gelei het, Here. Net kom vanoggend en dan die kleed van die soon, en dan die soon van die kleed te maak, Here. Here Jesus, en ons weet vanoggend, Here, die woord sê vir ons in Jesaja 53:5, dat deur die wonde is daar vir ons genesing. Die woord sê, roep my aan in jou dag van benoudheid en ek sal jou uitred. Here, en baie van ons bevind ons vanoggend in daardie 4de nag, Here, waar die donkerste tyd van die nag is, tussen 3 en 6 uur, Here, bevind ons in ons op daardie plek, Here, die moeilikste tyd van ons lewe, die donkerste tyd van die nag, Here. Maar wat het jy gedoen, Here? Jy kom en jy breek deur en jy kom en jy kom red die disippels uit, Here. En ons weet vanoggend, Here, en daardie donkerste tyd van die nag waar ons bevind, kom jy op hierdie oomblik, kom jy deur en jy kom, Here, en ons skud daardie fondasie, Here, en ons kan uitstap vanoggend, meer as oorwinnaars. Here, U wat ons lief het, Here, U wat ons die krag gee, Here, want groter is U binne ons, Here, as in die wêreld. As jy gesin vanoggend, Here, speak the name of Jesus. En ons gaan dit begin doen, Here. Ons gaan begin lewe spreek, Here. Ons gaan begin Jesus spreek, Here, oor ons finansies, oor ons huwelike, oor ons verhoudings, oor ons gemeente, Here, oor ons gemeente familie, Here, ons gaan oor ons land, Here, oor hierdie wêreld gaan ons begin die naam van Jesus spreek, Here. Want ons weet met God, dat alles sal ten goeie meewerk vir die wat U liefhet. Ons eer U vanoggend.